Hartlik goeiemôre aan julle almal. Ons is redelik dun op die vloer, maar dit maak nie saak nie. Die woord van die Here sê, wat 2 of meer saam is, daar sal hy wees. Ons is beslis meer as 2. En mag jy geseënd wees vanoggend in hierdie diens. En weer eens van my kant af baie welkom. En dat jy die tyd uitgekoop het om hier te wees vanoggend. Dit is vir ons 'n groot voorreg om hier te kan bedien met die woord en met lofprys en lofsang. Soos jy kan sien, is ons musiekspan nie hier nie, die wat hier is, ons voorsangers, Felicia en Irmaatjie. En ja, ons gaan vanoggend sal ons met recording sing, ja, ons lei daar so ook. En ons sê ook vir hulle baie dankie vir die moeite wat hulle ingesit het om hierdie moontlik te maak. Baie dankie. Maar voor ons begin, as ons net kan staan, dat ons net hierdie diens open asseblief. Net baie dankie. Hemelse Vader, ons weet vanoggend is dit U wat ons vereer hierso, Here. En as ons vanoggend in hierdie diens is, Here, is ons hierso, Here, nie omdat dit 'n blote gewoonte is om hier te wees nie. Ons is hier om U die lof en die eer te gee wat U toekom. Elke ding vir U, niks vir ons nie, Here, want U en U alleen is die koning en ons loof en prys en ons eer U daarvoor, Vader. Ja, Here, as ons vanoggend hierso lof sing en aanbid, Here, word verheerlik deur elke lofsang wat U gesing sal word, dat dit op sal gaan as 'n aangename geur vir U, Here. Kom ontvang ons lofsang en kom leef onder ons lofsange vandag. Vader, ek vra die Heilige Gees, Here, sal stil staan by elke persoon wat hier is vandag, Here. Dat U ons almal sal bedien met die Heilige Gees krag, Here, en dat ons sal weet, Here, dat U teenwoordig is, Here. En Vader, vandag erken ons U koninklike majesteit in ons lewens. Ja, Here, ons wil niks doen wat buite U wil is nie. Ons wil beweeg binne in U wil, Here. Wys vir ons, Heilige Gees, vermaan ons, Here, deeglik, sodat ons kan weet, Here, ons beweeg in U wil en nie buite U wil nie. En Vader, word verheerlik deur die woord wat sal uitgaan, dat die woord wat U sal uitgaan, sê U woord keer nooit ledig terug nie. Ja, Here, die woord wat by monde van pastoor Willem sal uitgaan, Here, dat U hom ook sal seën en hom sal kragtig gebruik om die boodskap af te lewer, Here. Here, steek hom weg agter die ruwe houtkruis, sodat U verheerlik sal word. Ons eer U daarvoor, Vader, in die wonderlike naam van die Here Jesus. Amen. En amen. En amen. Nou goed, kom ons sing saam met hierdie volgende lied. Sing uit volle bors asseblief. Ons gaan nie luister hoe vals of hoe mooi jy sing nie. Dit kom uit jou hart uit. Baie dankie. Dankie te jou. Alive, alive, forevermore.
Ja, en hierdie volgende lied, as jy nie weet hoe om te bid nie, asseblief, sing hierdie lied met volle bors, sodat jy dit kan verstaan. Baie dankie. Halleluja. Prys sy naam. Jesus.
Here, vanmôre buig ons onsself neer voor U. Ja, halleluja. Vanmôre, Here, staan ons stil voor U groot en U almagtigheid. Ja. Vanmôre, Here, het ons na U huis toe gekom, Here, om vanmôre te kan ontvang wat U vandag van ons elkeen gee. Ja. Ons vra dat U in die Gees vanmôre saam met ons sal wees hier, Here. Dat ons nie vanmôre na ons as mens gaan kyk nie, Here, maar dat ons vanmôre gaan stil staan, dat ons gaan kyk na U teenwoordigheid in die Gees vanmôre, Here. Here, dit wat nie vandag van U af is nie, vra ons in Jesus naam, breek dit vandag uit ons lewe uit en neem dit weg, Jesus. Dat ons vanmôre, Here, onsself ontvanklik kan maak vir die woord, vir die boodskap, Here, en vir die salwing van God vanmôre. Here, dit is tyd dat ons vanmôre, Here, kan terugstaan en sê, Here, hier is ons vanmôre, in hierdie lewe, Here, en ons het 'n verwagting, Here, om deur U aangeraak te word. In die naam van Jesus. Seën ons, Here, spreek soos wat U graag wil hê ons moet spreek, Here. Lê die woord in ons hart, Here, en salf ons elkeen daarmee. Staan vanmôre by elke persoon stil, by elke stoel, elkeen wat ook vanmôre ingeskakel is in hierdie diens, Here, is daar 'n verwagting, Here, om vandag, Here, 'n vernuwing te kan ontvang in die Gees, Here. Breek ons oop, Here, en seën ons, Here, want ons wil vanmôre, Here, deur U, Here, aangeraak word. Dankie vir die liefde, Here, dit is net U alleen. Niks was ons nie, maar meer en meer elke dag van U, Here. En gee vir ons, Here, die brood van die lewe, Here, dat ons ontvanklik kan wees, Here. Dat ons ook vanmôre, Here, deur die woord kan luister, Here, en kan doen wat U vir ons gee. Verander ons, Here, maak ons nuut, herstel ons, Here, en bring ons, Here, in 'n nuwe lewenspad, waar U saam met ons sal wees. En ons dank U vanmôre daarvoor, en ons eer U vandag. En ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen en amen. 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 Baie dankie, mag maar die sitplek inneem. Vanmôre is dit weer vir ons elkeen so vreugde om in die huis van die Here te mag wees. Vanmôre wil ek nie graag hê dat U na my as pastoor of bedienaar van die woord moet kyk nie, want dit gaan nie oor my as mens nie. Dit gaan nie oor my as mens nie. Ek wil nie raak gesien word nie. Maar ek wil graag hê U elkeen moet vandag en vanmôre 'n ontmoeting met die Here hê deur sy kosbare woord. Dat U vanmôre, as daar 'n leegtyd in die lewe vanmôre is, dat U vanmôre dit eenkant toe sal gee vir die Here. En vanmôre sal sê, Here, dit is tyd vandag. Dit is tyd vandag dat ons onsself moet verootmoedig voor God vanmôre. Dat ons vanmôre vir die Here kan sê, Here, hier is ons vandag. Gee vir my U woord soos wat U dit graag vir my wil gee. Breek vir my U woord oop, Here. Vul ons elkeen vanmôre met die Heilige Gees se teenwoordigheid hier saam met ons. Here, ons kan nie hier na die diens toe kom, leeg hier instap en weer leeg hier uitstap nie. Dit is tyd dat ons vandag 'n verandering in ons lewens moet ontvang. Want hoeveel kere wil ons nog diens toe kom? Hoeveel kere wil ons nog die woord van die Here hoor? Hoeveel kere wil ons nog ontvanklik wees vir die woord van die Here? Hoeveel keer wil ons nog hê moet ander mense vir ons 'n boodskap bring, maar nog steeds bly ons leeg? Is dit nie tyd dat ek moet begin verander nie? Het die Here nie lankal al genoeg na my geroep, laat dit nog steeds vandag miskien leeg is, of U of ons elkeen nie? Hoe lank nog? Nog een diens,
Nog 2 dienste, nog 3 dienste, nog 4 dienste, nog 10 dienste. Hoe lank nog? Hoe lank wil ek vanmôre vir u vra? Moet die Here nog vir u en vir my wag? Hoe lank nog? Hoe lank wil die Here terughou vir ons elkeen 'n nuwe lewe gegee het, 'n veranderde lewe? Maar nog steeds hou ons vas aan die ou dinge van die verlede. Nog steeds hou ons vas aan die dinge wat ons terughou van God se werke af. Is dit nie vanmôre, laat ons nie na die mens gaan kyk nie, maar laat ons van vandag af na die Here se teenwoordigheid gaan kyk. Want die Here sê in sy woord, bly julle nederig, ek sal julle verhef. Here, ek vra u vanmôre dat ek nie raak gesien sal word nie. Maar dat u woord gesaai sal word in die koninkryk. Dat daar 'n verandering sal wees vandag. 'n Vernuwing in ons gees, 'n lewe wat herstel is. Dat ons vanmôre hier sal uitstap as nuut geskape kinders van U. Die Here gee vir my 'n boodskap om voor te berei. Het vanmôre by die huis vir my vrou Teresa gesê, toe ons na Gospel Channel luister. Bevestiging vanmôre ontvang oor vandag se woord. Baie keer moet ons ook net mooi luister wat die Here vir ons elkeen gee om te kan hoor. Dan as die Here op 'n besondere manier vir ons die bevestiging in die woord gee oor die diens, dan weet ons, Here, dit is U woord, nie my woord nie. Ek wil vanmôre vir u vra, laat die Here toe dat hy vanmôre op 'n besondere manier met u elkeen gaan praat, net waar hy sit. Met 'n afspraak wat hy vanmôre met ons elkeen het. Goeiemôre en baie welkom aan u elkeen vanmôre by hierdie erediens. Mag die Here ook dan so op 'n besondere manier met ons elkeen vanmôre deur sy woord gaan praat. Dat vandag se boodskap ook dan 'n boodskap van blydskap sal wees en een van vrede sal wees. En dat in hierdie lewe en dat God se lig reg ook dan deur hierdie woord en die boodskap vanmôre vir die elkeen sal skyn. Die tema in hierdie boodskap sal wees die ander kant van hierdie lewe. En ek lees vir u so 'n paar skrifgedeeltes saam met Matteus 6 vers 19 tot en met vers 24. Die hoofopskrif van hierdie gedeelte is bergpredikasie, die skat in die hemel, die gesonde oog, die 2 Here en die kwellinge oor die lewe. Matteus 6 vers 19. Moenie vele skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verdeel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vele skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel nie. En waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan 2 Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Kan ons dan vanmôre God se woord vat en dit ook ons eie maak? As daar vanmôre net vir 'n oomblik stil gestaan kan word in God se kosbare woord en die skriflesing wat mee gedeel is, dan kan daar vandag 'n boodskap in gevind word van 'n lewe waarin u en ek vandag nog elkeen is. Dit is 'n boodskap van vermaaning en ook een van die belofte van God se voorsiening en liefde vir ons elkeen. Dat ons vanmôre nie net gaan hoor wat die Here deur sy woord vir ons sê nie, maar dat die Here ook vanmôre 'n verandering sal bring. Elke mens, jonk of oud, het al eens op 'n tyd in 'n stadium in julle lewens hierdie vraag vir hom of self al afgevra. Ons het al hierdie vraag al vir ons persoonlik al self afgevra.
Nie net 1 keer, nie seker 2 of 3 keer of 10 keer al. Het ons hierdie vraag vir onsself afgevra. En ek wil vanmôre vir u sê, geliefdes, dit is 'n vraag wat nodig is om vir onsself af te vra. Wat wag aan die ander kant van hierdie lewe, soos wat die tema van vanmôre se diens ook sal wees? Wat wag aan hierdie ander kant van hierdie lewe waarin u en ek vandag is? En wat kan daar dalk wees wat op hierdie stadium van die lewe waarin u en ek vandag nou is 'n skeiding bring tussen ons en die Here? Wat is daar ook dan vandag wat glad nie daar mag wees nie, of dalk die lewe se begeertes is wat ons elke dag najaag en wat ons gaan soek en wat ons doen en wat ander mense nie van weet nie, maar ons weet daarvan. En ek kan nie verseker vandag weet, ons kan baie dinge wegsteek, maar vir God kan ons niks wegsteek nie. Gaan dit vandag oor, maar ek wil gehoor en ek wil gesien word en die eie ek wat ons al bereik het in die lewe, of gaan dit eerder alles oor God se koninkryk en sy geregtigheid? En ek sê glad nie dat daar iets meer fout is om sukses al te kom bereik het, of dalk 'n mooi geseën en 'n rustige lewe vandag het nie. Dit is alles reg so, om dit alles te mag hê. Daar is niks fout daarmee nie, want die Here gee sy troue sorg en sy voorsiening aan elkeen vandag. Die verlede en ook so ons elkeen se toekoms vorentoe. En as die Here sy seën gee, wie kan hom keer? Niemand sal kan nie. Niks, maar niks in hierdie lewe wat ons vandag besit of het nie. Ja, ook nie ons titel as pastore, dokters of wat dit ook al mag wees nie, is die versekering dat die ewige lewe verseker gegee sal word aan so 'n persoon nie. Nee, ook nie die finansiële rykdom en lewensvooruitgang en sukses in hierdie lewe is die versekering van 'n ewigheidswaarde vir ons elkeen vandag eendag in die hemel. Niks van hierdie dinge wat ons het nie, nie ons titels nie, nie ons finansiële omstandighede nie ons werksomstandighede nie, niks maar niks is vandag die versekering dat u en ek vandag in die hemel gaan kom nie. Nee, nie eers dit sal ons in die hemel 'n ewige lewe en tuiste kan gee nie. Maar dit moenie 'n afgod word nadat daar skeiding gebring word tussen ons en God nie. Wie kry die eer in ons lewens? Sal dit eerder God wees of die lewe vir ons as mens vandag? Gaan dit vandag oor my? Gaan dit vandag oor ons elkeen vandag? Wil ons graag vandag gesien word? Is my status vir my baie belangrik? As ek by die familie kom, wil ek hê hulle moet my sien as 'n pastoor of 'n bedienaar van die woord of in die bediening? Of wil ek eerder net hê hulle moet my noem soos wat God my noem, op my naam? Die verhaal van Lazarus in Lukas 16 en die ryk man is 'n verhaal van 2 verskillende soorte persone wat daar is. Daar was 'n ryk man gewees wat purper en fyn linne gedra het. Hy het 'n weelderige en 'n vrolike en 'n suksesvolle lewe gehad. Dit het goed gegaan met hom. En dan was daar 'n bedelaar met die naam van Lazarus gewees wat vol swere voor sy poort gelê het. Hierdie bedelaar Lazarus was net daarmee tevrede gewees om hom te versadig met die krummels wat van hierdie ryk man se tafel afgeval het. Hier het ons 2 verskillende persone gehad. Een wat dit mee goed gegaan het en die ander een wat dit glad nie mee goed gegaan het nie. Maar Lazarus was tevrede met sy omstandighede gewees en dat hy geweet het dat dit net aardse omstandighede is waarin hy homself vandag bevind het. Tot die honde het ook na Lazarus toe gekom en sy swere gelek. Daar waar Lazarus by die ryk man se poort gelê het,
het hy niks gehad nie. Hy het niks op hierdie aarde gehad nie. Hierdie ryk man het dan ook neergekyk op Lazarus, wat daar by sy poort gelê het. En vir hom het dit alles net oor sy rykdom en sy besittings gehad wat hy gehad het. Baie keer gaan dit ons maar oor my as mens en die eie ek. Wil nie met ander mense praat nie, wil nie na hulle vlak toe daal nie, wil nie met hulle vereenselwig word nie. Dan kan ons vanmôre vra, maar watter een van hierdie twee, van die ryk man en Lazarus, het die Here geken? Hulle albei die Here geken. Maar Lazarus het 'n verhouding met die Here gehad, maar die ryk man het 'n verhouding met Mammon, die geldgod gehad. Sy geldgierigheid en sy rykdom, wat hy as afgod beskou het, was vir hom heel baie belangriker as sy verhouding met God gewees. Maar ook sy verhouding met wat hy met ander gehad het. Lukas 16 vanaf vers 22. Toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel. Want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie ding in jou lewe ontvang het. So ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Verder in die woord van die Here staan daar, dat daar 'n groot kloof tussen hulle was, dat hulle nie by mekaar kon uitgekom het nie. Die ryk man het alles gehad, behalwe hy het vir God gehad. Lazarus het niks gehad nie, behalwe net vir God alleen. En dit was vir hom genoeg gewees. Moenie dat die lewe se status wat sommige saamdra, 'n vermoeienis en 'n verlorenheid eendag aan God se koninkryk vir ons gaan bring nie. Dan kan baie mense sê, ja, maar jy verstaan nie my omstandighede nie. Dit wat ek het ek voor gewerk en ek was besig gewees. Maar dan kom daar 'n skeiding tussen ons en God. Want die Here sê spesifiek in sy woord, julle kan nie twee Here dien nie. Sal die een meer aanhang as die ander een, en die ander een meer lief hê as die ander een. Dit maak ook nie saak of so 'n persoon alles ten goeie probeer doen het aan ander nie. Maar as daar nie 'n persoonlike verhouding met God is nie, dan is alle werke nietig en ook verlore om dit in die koninkryk van God te mag ingaan. Matteus 25 vers 46. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Waar wil u en ek vandag wees? Is ons verseker van die dag van môre? Is ek vandag verseker van die lewe van môre in my rykdom en my voorspoed en in my titel en alles? Nee, ek is nie verseker van die dag van môre. Niemand van ons is verseker van die dag van môre. Gaan dit vandag oor wat ons lewens is, net oor alles om ons en om gesien te word. Ek wil vanmôre vir u sê, daar is niks fout om voorspoedig te wees nie. Of het ons dalk vanmôre 'n hart van nederigheid
teenoor ander. Want die Here sê in Spreuke 16 vers 19, dat dit beter is om nederig van gees saam met die ootmoediges moet wees, as om by te verdeel met die trotsaards. Dit is beter om nederig van gees te wees, want die Here sê, bly nederig in sy woord. Daar was 2 manne gewees wat na die tempel toe gegaan het om te gaan bid. Die een was 'n fariseer gewees en die ander een was 'n tollenaar gewees. Hierdie fariseer het neergekyk op die rowers, die onregverdiges en die egbreekers en die tollenaars en gesê, o God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Hierdie fariseer het homself verhef voor die Here en hierdie fariseer was net soos die ryk man gewees. En hy het ook dan net soos die ryk man op die bedelaar Lazarus neergekyk wat by sy poort gelê het. Hy het met hart van verootmoediging neergekyk op hulle. Maar watter soort gesindheid vanmôre kyk ons dalk vandag na mekaar en ander sal dit wees met hart van veroordeling wat daar teenoor mekaar is. Sal ons dalk soos die tollenaar kan sê, o God, wees my sondaar genadig. Dan sal ons hele liggaam verlig wees, daar sal geen donkerheid in ons wees nie. Die vrees van die Here is die loon van nederigheid, en is die rykdom en die eer in die lewe. Ek wil vanmôre vir u vra, as die Here, as ons hierdie lewe moet verlaat, die Here vra vir ons, sê vir my, hoekom moet ek jou vandag in die hemel toelaat? Ja, Here, maar ek het dit gedoen, Here, en ek het gevoorsien in die behoeftiges, Here, en ek het alles gedoen wat ek moet doen. Maar my verhouding met die Here was nie reg gewees nie. Wil ek vanmôre vir u sê, dat dit nie 'n maklike antwoord in die Here gaan wees nie. Matteus 7 vers 21, 22 en 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Ga weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Dit maak nie saak vanmôre geliefdes wat ons in hierdie lewe doen nie. Dit maak nie saak waarmee ons besig is nie. Dit maak nie saak wat ons doen nie, vir ander mense gee, net om gesien te word nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, as daar 'n skeiding is tussen ons en God vandag, en van vandag af vorentoe, kan ek u verseker vanmôre, die Here gaan sê, gaan weg van my af. Ek het julle nooit geken. Ons sonde en ons gebrokenheid is altyd aan God bekend. Hy ken die pyn en die verlies, ja, selfs ook die tekortkominge en die swakhede in u en my lewe vandag. Hy wil graag ons lewens verander en die sondes wat daar in ons lewe is, kan hy wegneem. Maar hy kan ook die tekortkoming van ons elkeen verander in oorvloed en in voorsiening. Hy is die God van hoop, genadige en ook 'n barmhartige, liefdevolle, almagtige God. Hy wat vergewe en nie meer aan ons sondes dink nie, en wat ook heel maak en genesing bring. Ja, die God wat alles nuut maak, die begin wat alles herstel. As ons vanmôre 'n bietjie moet stil staan by ons elkeen se lewens,
introspeksie doen in ons lewens en ons kyk vanmôre bietjie persoonlik terug na ons lewens vandag. Waar staan ons vandag? Waar staan ons vandag in ons verhouding met die Here? Ek wil vanmôre vir u vra, is dit nie vandag tyd dat ons hierdie dinge van die lewe weer moet begin besef dat God die enigste pad is om saam met hom te kan wees. Die Here het vir die tollenaar gesê, gaan en verkoop al jou goed en volg my. Geliefdes, wanneer die woord ewige lewe gehoor word, daar word daar dikwels gedink aan iets wat eers na die dood van ons gaan begin. Maar Jesus leer vir ons dat die ewige lewe nou al reeds begin het in hierdie lewe. Die vraag van môre is, gaan ek eendag hemel toe? Leef ek nou al reeds die lewe van God, en ons lewe is 'n reis van 'n bestemming toe, van ewigheid vir die wat in Christus gesterf het. Maar wat gebeur na die dood? Die Bybel sê, die dood is nog glad nie die einde nie. Dit is net 'n deur en 'n oorgang na 'n nuwe lewe toe saam met Christus, wat nie net tyd is sonder 'n einde nie. Nee, maar dit is 'n verhouding sonder 'n einde. Ja, 'n nuwe lewe in Christus alleen. Ons lewe is 'n reis na 'n bestemming toe, van ewigheid vir die wat in Christus alleen gesterf het. Jesus gee vanmôre vir elkeen hoop en die voorsiening dat daar kan gevra word, maar wat gaan gebeur as ek nie meer hier is nie? Is daar werklik 'n hemel? Hoe lyk die lewe aan die ander kant? Jesus het aan sy disippels gesê dat hulle nie moet ontstel word nie, net soos die woorde van Jesus wat hy aan sy disippels gesê het ook vanmôre vir ons elkeen. Die Here sê, moenie bang wees nie. Moenie ontstel raak nie. Moenie bekommerd wees nie. Gaan ons vanmôre vir die Here sê, Here, hier is ons vandag. Hier is ek, hier is u vandag. Ek wil vanmôre vir u sê, die Here het 'n afspraak met u om die saak en die verhouding met hom te kom regmaak. Die Here sê, laat staan alle dinge en volg my. Here, maar ek kan nie, want ek het nog soveel dinge om te doen. Here, ek het nog 'n pad om te stap in my werk en my bediening, Here. Sê die Here, los alles en volg my. Johannes 14 vers 1, 2 en 3. Laat julle hart nie ontstel word, die glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is al baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ek wil vanmôre vir u elkeen sê, wanneer gaan u 'n ontmoeting met die Here hê? Aardse ontmoeting, maar ook 'n hemelse ontmoeting. Is dit nie vanmôre tyd dat ons sê, Here, dit gaan nie meer oor my as mens nie. En hoe berei ek myself voor vir daardie ewige heerlikheid wat gaan wag? Bybel is baie duidelik dat die ewige lewe hierna is 'n werklikheid met 'n ewigheidswaarde. Net Jesus alleen gee die sekerheid oor die ewige lewe vorentoe.
Wat beteken dit om die ewige lewe te kan hê? En dit is meer as net 'n lewe wat sonder 'n einde is. Dit is 'n verhouding met God wat reeds nou begin het en tot in alle ewigheid sal duur. Dit is dus om vir God te ken en ook om Christus te kan wees en om deel te hê aan God se lewe. En ek elkeen was al deur die donkerste dieptes in ons lewens gewees. En ek het al elkeen al deur die swaar kry en die vernederings en die verwerpings van hierdie lewe gegaan. Ons elkeen het al by 'n siekbed gelê, ons elkeen was al nie maklik gewees in hierdie lewe nie. Maar as ons vanmôre gaan terugkyk, gaan ons kan sien dat die Here se hand elke oomblik in ons lewens was. Amen. Maar op daardie oomblik as ons gaan lê en ons gaan vra, Here, maar waar is U, Here? Hoe kan U hierdie dinge in my lewe toelaat? Ek is 'n kind van U, ek stap saam met U 'n pad vandag en elke dag in my lewe. Here, hoekom moet ek deur hierdie dal van doodskade weer gaan? Wat gaan ons vanmôre met daardie woord doen, wat die Here sê, ek sal altyd saam met jou wees. Of gaan jy deur die dal van doodskade weer, ek sal jou bewaar en ek sal jou beskerm. Ek sal vir jou voorsien. Ek sal vir jou gee wat jy nodig het. Hou jy net vas aan my. Moenie my verlaat nie. Glo in my. Dan sê, ja, maar Here, ek is 'n swak mens, Here. Here, ek weet ook nie elke dag wat om te doen nie. Ek wil vanmôre vir U vra, as ons vandag hier uitgaan, is ek vandag persoonlik gereed om vandag 'n ontmoeting met die Here te hê. Ek kan nie vir U vandag waarborg, ek gaan môre nog in hierdie lewe wees nie. Is ek regtig gereed? Is ek regtig gereed om vandag 'n ontmoeting met die Here te hê? Ek kan nie vir U sê, oor môre of volgende week gaan ek nog daar wees nie. Die Here sê in sy woord, moenie besorg wees oor die dag van môre nie. Hy sal vir homself sorg. Ek wil graag elkeen hê van U dat U ontmoeting met die Here moet hê. Dit is vanmôre die begeerte van my hart. Moet asseblief nie dat daar skeiding tussen U en God is. Kan ons vir mekaar sê wat gaan môre gebeur? Ja, ons beplan. Kom ons maak ons saak reg met God vandag. Ek wil vanmôre vir U seker sê, nie elkeen van ons gaan vir altyd daar wees nie, maar kom ons kom vanmôre terug na die Here toe. Kom ons ontvang vanmôre daardie geskenk wat die Here vanmôre vir elkeen gee, van die ewige lewe. Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. Die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Vir gelowiges is die dood nie die einde nie, maar is net 'n oorgang na God se teenwoordigheid toe, waar daar geen trane, pyn of dood meer sal wees nie, want die eerste ding het verbygegaan. Alles het nuut geword. Ewige lewe is nie net 'n belofte vir môre nie, maar dit is 'n werklikheid vir vandag. En dit is nie net 'n belofte na die dood nie, want dit kan vir jou vandag al verander. Die Here sê in Johannes 6 vers 47, Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek wil vanmôre vir U sê, ek en Teresa was gister by pastoor Leon de Koker se roudiens gewees in Westien gemeente. 'n Groot godsman. 'n Man wat die Here gedien het, 'n man wat vir jare tot in sy 80er jare in die bediening gestaan het.
'n man wat die Here geroep het vir die werke van hom. Ek het gister gesit en kyk so na daardie kus. En ek het geweet, dit is ons elkeen se pad vorentoe. Maar gaan ons reg wees? Here, as ek nie vandag reg is nie, vra ek dat U my sal regmaak. Here, as ons nie vandag gereed is nie, Here, maak ons asseblief gereed. Here, dit wat nie van U af is nie, vra ons vanmôre, Here, neem dit weg uit ons lewens uit. Here, moenie dat daar 'n skeiding wees tussen ons en U nie. Here, moenie dat dit wat in die lewe gebeur het, Here, ons toekoms vorentoe saam met U gaan beïnvloed nie. Ek wil vanmôre vir U sê, ons lewe soveel kere so, of ons nooit, maar nooit tot sterwe gaan kom nie. Ons gaan vir altyd lewe, dit gaan vir altyd goed gaan. Ek vra vir U asseblief. Die Here roep vanmôre. Hoe lank nog? Ewige lewe is 'n geskenk van God af, en dit is nie iets wat ons kan verdien nie. Nee, dit was alleen net deur God se genade elke dag meer en meer om elke dag te kan ontvang. Maar dan moet daar gehoorsaamheid van U en van my wees. Sal ons lewens kan getuig van God se teenwoordigheid en die herstel wat daar is. Dit gee meer hoop, vrede en vreugde, selfs in tye wat dit nie altyd maklik is nie. Ons kan vandag begin om God te ken, sy liefde te ervaar en deel te kan maak van ons lewens. Maak vandag vir God deel van die lewens. Ek weet verseker ons elkeen het al op 'n punt in ons lewens gekom, of op 'n stadium in ons lewens gekom, waar ons alleen gesit het en gedink het, waar was ons gewees? Hoeveel keer het die Here nie al na U en na my lewe geroep nie? Here, maar ek kan nie. Here, ek kan nie. Hoeveel keer het die Here nie al na U elkeen ook al geroep nie, op 'n besondere manier? Hoeveel keer het die Here nie al gesê, kom laat ons die saak uitmaak. Was jy sonde so skarlaak en dit sal wit word so sneeu. Ons gaan in 'n nuwe jaar in. Was nie 'n maklike jaar gewees nie. Maar as ons vanmôre kan terugkyk aan ons God se hand elke oomblik in hierdie lewe van ons sien in hierdie jaar. Ons kan God se voorsiening sien deur hierdie jaar. Ons kan God se troue sorg sien reg deur hierdie jaar. Was ons deur die diepstes van die donker van hierdie jaar gewees. Ek ken nie U omstandighede nie, maar ek weet vanmôre U was ook al daar gewees. Was die Here se genade en sy liefde nie vir U genoeg gewees in daardie tye van swakheid nie? Het die Here nie vir U elkeen deurgedra en gesê, moenie bekommerd wees nie, ek is saam met jou. Wil ons sê vanmôre sê Here, hier is ons. Here, hier is ons vanmôre. Bring ons terug na die Vader se huis toe. Die ander kant
van die lewe. Die ander kant van die lewe waarin ons verhouding met God herstel is. Die ander kant van ons lewe waar ons die Here weer toegelaat het om inspraak in ons lewens te maak. Die ander kant van die lewe waar die Here sê, ek roep jou by jou naam. Jy is myne. Die ander kant van die lewe van herstelde lewe wat reggemaak is. Die ander kant van die aardse lewe waar ons na 'n ewige tuiste toe sal gaan. Ander kant van daardie lewe sal ek gereed wees om die Here te ontmoet. Hoeveel swakheid, hoeveel tyd moet ons nog mors om die Here toe te laat in ons lewens? Ons kan nie eendag sê, maar Here, ek was nog nooit in 'n gemeente gewees nie. Here, ek het nog nooit 'n woord gehoor nie. Here, niemand het vir my vertel van u teenwoordigheid, u liefde en u genade nie. Here, ek ken dit nie, want niemand het vir my daarmee gedeel nie. Dan mag die Here dalk sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Ek het vanmôre dringendheid in my hart om vir u te sê, laat staan die ou dinge. En die Here praat heel eerstens met my deur sy woord, en die voorbereiding daarvan, as ek vir die Here vra, Here, wat sal die boodskap wees? Ek kan nie vir u 'n boodskap bring of 'n woord bring vanmôre van die kansel af, en my lewe is nie reg nie, of daar's nie 'n swakheid in my lewe wat ek bereid is om vanmôre vir die Here te sê, Here, hier is dit wat nie reg is nie, Here. Hier is die bekommernis vanmôre in my hart, Here. Hier is die teleurstellings vanmôre in my hart, Here. Here, hier is die verwerpings in my hart vanmôre, Here. Here, hier is dit wat nie maklik is nie. Maar nog steeds wil ons op ons eie krag en ons sterkte staat maak. Nog steeds wil ons met ons eie planne aangaan. Nog steeds wil ons eie idees sê wat ons gaan doen. Nog steeds wil ons sê, Here, staan nie net een kant toe. Ek is nou besig met hierdie dinge in my lewe wat ek vandag moet uitsorteer. Ek wil vanmôre vir u sê, as u gaan terugkeer na die Here toe, gaan die Here 'n omdraai in u lewe vir u gee. Die Here ken nie elkeen by u naam. Wat 'n stryd het u vanmôre in u lewe? Is dit die tyd dat ons lewe vir die Here moet teruggee nie? Is dit die tyd dat ons vanmôre kan sê, Here, maar hier is ek in my swakheid, Here, maar vanmôre, Here, het ek 'n ontmoeting met my God en my saligmaker gehad nie? Of dit deur siekte is, of wat die omstandighede ook al is nie, is dit nie vanmôre tyd om te sê, Here, ek stap op die pad van die ewige lewe saam met u van vandag af nie. Kies die lewe saam met Christus en ontvang ook dan die ewige lewe saam met Christus. Want dit is die belofte wat die Here vir u elkeen gee. Geskenk die ewige lewe. Filippense 2 vers 10 en 11. Sodat in die naam van Jesus sal buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Ek wil vanmôre vir elkeen sê, dit maak nie saak hoe ons lewe nie. Maak nie saak hoe ons gelewe het nie. Ons elkeen het al die genade en die liefde van God ontvang. Daar gaan 'n dag en 'n tyd in ons lewens kom, wat elke knie sal buig, elke tong sal bely, dat God die Vader is. Ek wil nie eendag voor God gaan staan, en dan die Here vir my vra, maar hoekom het jy nie vir my kinders hierdie boodskap gegee nie? Hoekom het jy nie vir my kinders gesê, dat ek na hulle roep vandag nie? Ek wil nie
vanmôre vir elkeen sê, maar die Here verstaan die omstandighede. Want die Here weet waarheen ons elkeen gaan. Aan die ander kant van hierdie lewe is daar 'n ewige lewe vir elkeen wat die Here aangeneem het as 'n Christus, saligmaker en verlosser. Daar waar jou hart is, sal jou skat ook elke dag van nou af kan wees. Mag die Here vanmôre ook hierdie woord ryklik seën. Mag die Here ook vanmôre vernuwing in die gees en herstel bring. Mag die Here ook vanmôre sy genade aan elkeen gee. Mag die Here ook vanmôre 'n verlore kind teruggevind het by sy huis. Bring dit wat vanmôre nie maklik is nie na die Here toe. Die Here wag vir elkeen. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die troue liefde. Here, dankie dat ons vanmôre kan stil staan voor U. Ons vra vanmôre om vergifnis van ons swakhede en ons sondes as mens. Ons vra vanmôre, Here, dat daar waar ons so ver weg was van U af, Here, dat dit tyd is vandag en vanmôre, Here, dat ons sal terugkeer na ons Vaderhuis toe. Dat ons die belofte wat U vir ons elkeen as geskenk gee van ewige lewe, dat ons vir dit vanmôre deel van ons lewens sal maak. Dat ons vanmôre geluister het en gehoor het, Here, en sal doen soos dat U dit vir ons elkeen gee. Here, dat dit nie vir ons oor hierdie lewe gaan nie, Here, maar dat dit vir ons alles net oor U alleen gaan. Dat U, Here, ons herstel het as nuutgemaakte kinders van U. Here, spreek met ons, die diensknegt luister. Praat met ons deur die woord, Here. Geef ons die boodskap, Here. Maar maak ons nederig en dankbaar van hart. Seën ons, Here Jesus, want dit gaan nie oor ons as mens nie, maar dit gaan vir ons alles oor U alleen. Here, tree asseblief in ons elkeen se lewens in vandag. Kom, Here Jesus. Ons roep vanmôre na U. Laat U wil geskied in ons lewens. Die woord sê, soek alleen eers die koninkryk van God en sy regtigheid, en alles sal vir julle bygevoeg word. Here, dat die saad van die woord vanmôre in vrugbare grond gesaai is, dat dit lewens sal verander en sal vernuwe, Here. Dankie, Here, dat ons elkeen vanmôre nog 'n kans het om te sê, hier is ons. Wees ons naby. Seën elkeen vanmôre, Here, so ook vir pastoor Kiewit en pastoor Lorraine, Here, waar hulle ook al hulle rus daar is. Vir ons ook, Here, dat U aan elkeen se behoeftes sal voorsien. Dat U elke tekorte sal aanvul, Here, in hierdie feestyd ook, Here. En dat U ook ons elkeen naby sal wees op die pad. Gaan saam met ons, Here, verander ons, vernuwe ons, Here, en herstel ons en maak ons opreg dankbaar vir die genade, vir die liefde en die voorsiening en die troue sorg. En ons dank U daarvoor dat ons vir U vandag mag vra wat ons nodig het. En ons eer U daarvoor vandag. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Baie dankie, pastoor Dries. Baie dankie, pastoor Willem, vir die kosbare woord. Ja, stem saam. Dat is nie lang talm om die lewe wat God reg te maak nie. Dat ons besluit, is of een dag of vandag is dag 1. Dat ons dit sal besluit vandag nog. Baie dankie.
Kom ons staan, dan maak ons die naam van die Here groot met die volgende lied. Baie dankie. Aankondigings vir die res van die week. Die week het ons 'n lekker vakansiedag, maar kom ons gebruik daai vakansiedag. Die 16de is nie net 'n vakansiedag nie, dis 'n baie spesiale dag. As 'n geloftedag, gaan kyk gerus as jy iewers 'n geloftefees kan bywoon, doen dit gerus. Hierso aan Witbank is hierso 'n hele paar geleenthede, so doen dit asseblief by. As ons kan net daar dink, wat beteken hierdie gelofte vir ons? Goed, en dan, ons is nog nie seker of ons gaan musiek en voorsaam hê Vrydag aand nie. Ons sal nog van die week vir die musikante deurgee, baie dankie. En dan wil ek nog net sê, as daar iemand is wat nood het, wat gebed nodig het, asseblief, kontak ons. Soos ek gesê het, as alhoewel meeste van ons weeklikse bedrywighede het afgesluit vir die jaar, maar ons is nog steeds daar. Asseblief, kontak ons gerus as daar enige probleem aan die kant is wat jy gebed nodig het. Ons bid graag saam met jou. En dan volgende Sondag weer om 10:00 sal weer erediens. Soos ons aangaan met die in Desember, is daar gaan nou op Kersdag nie 'n fisiese diens wees nie, maar gaan wel 'n Facebook diens wees. As jy wil inskakel in die Facebook, daar gaan wel 'n boodskap wees op Facebook. So, as jy dalk net dit sal oorweeg, baie dankie. Maar verder, is daar niks aan die gang nie, asseblief, kontak ons gerus. En kom ons sing die volgende lied, terwyl ons die tieners in opgraaf op. Dankie, Tina.